Môre vriende, baie welkom aan julle almal by vanoggend se erediens. Ek glo die Here het met ons elkeen 'n ontmoeting en ons stel ons daartoe in om oop te wees dat die Here met ons elkeen kan besig wees. Ons gaan nou eers sing. Ons begin met lied 174, Strome van Seën. Ons sing dit aan 1 met lied 205, Bring lof aan die Vader. Geliefdes, dit is die eerste Sondag na die Paase en ons groet mekaar soos 'n opstandingsgemeente met die Here het opgestaan. Dit is so. Kom ons sing nou lied 488 staande, helder skyn u lig vir die nasies.
Soos ek laas gesê het, ons steek die eredienskers aan die een kant om vir ons te herinner die Here is hier, en aan die ander kant om ook te sê ons is hier, dat die Here met ons kan werk, soos wat die Here verkies. Dan is dit ook nou vandag die eerste Sondag na Pasen, wat ook die eerste Sondag is op pad na Pinkster toe. So ons steek vandag die eerste Pinksterkers ook aan, in afwagting op die uitstorting van die Gees. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die opgestaane Here, wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Kom ons antwoord op die Here se groet met lied 409, al 3 verse, hoor jy die Paasfeesklokke. En dan onthou ons nou, soos wat ons verlede week ook gepraat het, dat dit nie net gaan oor ons wat eendag gaan opstaan nie, maar dat ons elke dag opstaan in die nuwe lewe. Vriende, ek het nou die groot voorreg om vir Dr. Tom Smit aan die woord te stel. Tom, jy kan vorentoe kom asseblief. Gaan nou die mikrofoon vir jou gee. Ek wil hom net sê, Tom, en hy sal nie daarvan hou dat ek het sê nie, maar ek gaan dit sê, hy is 'n fenomeen in die kerk. 'n wonderlike fenomeen, wat vir ons geweldig baie help, om te leer van disippelskap wat jou lewe verander, en hy het hom ook daarin beter bekwaam, en elke dag bekwaam hy hom nog meer daarin. En so het ons nou 'n wonderlike tyd gehad, Vrydag en Saterdag,
om te leer van hom. Ek het nog nooit in Tom se teenwoordigheid gewees dat ek nie iets leer nie. Al is dit net oor myself, dat ek iets moes leer. Tom, mag die Here vir jou op jou pad vorentoe ryklik seën en mag die Here aanhou om jou te gebruik soos wat hy vir jou gebruik. Jy moet asseblief nie na die diens 'n praatjie met hom wil kom maak nie. Hy sal baie graag met julle wil gesels, maar ons moet 'n vliegtuig haal en ons het nie baie tyd nie. So na die diens gaan ek en hy net vinnig verdwyn. Dankie Tom. O ja, ek het vergeet om te sê, hy het hierdie boek geskryf, Vind God in die gewone, en dit is ook die lyn waaraan die lesings van hierdie naweek was. 'n Wonderlike boek wat jy gerus kan aanskaf. Die lysie waar jy naam kan invul, is hier voor op die tafel. Dankie. Goeiemôre susters en broers, dit is, daar gooi ek nou al Gys se papiere uit. Dit is regtig 'n voorreg om by julle te wees. Dit was 'n wonderlike tyd saam met julle gemeentelede. Ek het Saterdag vir julle gemeente geluk gewens, want met ons gesels hierso het ek gesê, dit is een van die eerste kerkgeboue in 'n baie lang ruk wat nie 'n bles het nie, want die mense hier voorgesit, maar nou Sondag sien ek die bles het oornag ontwikkel. So baie geluk aan julle twee wat hier voor sit. Dit is vir my so groot voorreg om saam met julle te kan wees. En ons gaan vandag bietjie saam lees uit Psalm 104. So as jy jou Bybel het, is jy welkom om dit oop te maak. Ons gaan Psalm 104 lees en dit is 'n psalm, dink ek, wat iets wys van God se aktiewe skepingskrag. Dit is 'n psalm wat ons gaan anker vandag in ons gesprek, wanneer ek bietjie gaan gesels oor God in die gewone van speel en lag, maar dan ook God in die gewone van trane en huil. So as jy jou Bybel het, ek dink die teks gaan ook op die skerm verskyn. So ons gaan lees van vers 24 af. En ek wil hê jy moet lekker saam aandagtig luister. Ons onthou natuurlik die boek van die Psalms het baie bewegings in. Party van die bewegings het lof, party van die bewegings het klaagliedere. Ons het natuurlik in lydenstyd baie keer gewerk met van die psalms wat belydenisse is, maar hierdie is 'n psalm, dink ek, wat 'n lof is aan God. So kom ons lees lekker saam. Ons begin by vers 24. Hoe talryk is u werke, Here? Nou kom ons stop net gou daar. Wil jy moet gou net na die mense rondom jou kyk. En as jy voorsit, kyk gou agtertoe. Die Here het talryke werke. Hier sit ons in mekaar se teenwoordigheid. Die Here, die skepper van hemel en aarde, het talryke werke. Hoe talryk is die werke, Here? Alles is met wysheid deur u gemaak. En die aarde is vol van wat aan u behoort. Daar is die see. Gister het Kobus vir my vertel dat hierdie provinsie van julle, die Noord-Kaap, is so groot dat jy see toe kan ry van hier af. So dit voel vir my vreemd om dit te sê, maar julle sal nou weet, julle kan dit doen. Hoe talryk is u werke? Daar is die see groot, na al die kante uitgestrek. Daar wemel dit van ontelbare diere, klein en groot. Ek is 'n visserman en ek hou baie van hierdie vers, veral die groot deel, as jy 'n groot vis kan vang. En dan daar van die bote en die Leviathan, daar is so 'n klein notakie in die 2020 vertaling, wat sê dit verwys na die diere in die see, en die vertaler sê, dis 10 in die walvis, en hierdie psalmskrywer sê, daar vaar die bote, daar is die Leviathan wat u gemaak het. Hoekom? Om daarin te speel. Dan gaan hy aan. Hulle almal sien op na u om vir hulle kos te gee op tyd.
gee u vir hulle, raap hulle dit op en maak u hand oop, word hulle versadig met wat goed is. Verberg u gesig, is hulle angsbevange, neem u hulle asem weg, vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. Gys, jy het nou vanoggend die eerste Pinksterkers aangesteek. Julle sal natuurlik onthou, in die Ou en in die Nuwe Testament is die woorde wat vir die Gees gebruik word, ruach in die Ou Testament en pneuma in die Nuwe Testament is 'n woord wat dood eenvoudig beteken asem. En hierdie teks sê dat u gee vir ons asem. Ek wil hê jy moet gou net 'n oomblik vat en net gou deur jou neus as jy kan, as jy nie kan nie deur jou mond, net gou 'n groot teug asem inasem. Ek wil net sê julle lug hier is mooi skoon. As 'n Johannesburger is dit vol asma lug daar by my, maar dink gou saam met my net, hier sit jy. Jy is in hierdie Psalm, in die Psalm ingeskryf, in dat die Here sy gesig na jou toe gedraai het vandag, en dat jy asem ontvang het. Vers 29, verberg u gesig, is hulle angsbevange, neem u hulle asem weg, vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. Stuur u asem, word hulle geskape. U gee die oppervlak van die grond 'n nuwe voorkoms. Mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Mag die Here hom verheug in sy werke. Ek wil hê jy moet gou daaraan dink. Hier is 'n skets van God met 'n glimlag. Mag die Here hom verheug in sy werke. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat aan die berge raak en hulle rook. Vers 33, ek wil vir die Here sing, solank ek leef. Ek wil my God besing, solank ek bestaan. Mag my bepeinsing vir hom aangenaam wees. Ek sal my ook verheug in die Here. Mag sondaars van die aarde af verdwyn, en goddeloses nie meer bestaan nie. Loof die Here, o my siel. Halleluja. Ons lees tot sover. Omtrent presies 'n jaar terug het 'n gemeente in Namibië vir my gevra om so 'n paar dae met hulle tyd saam te spandeer. Hulle is daar in Oranjemund. Dit is 'n baie interessante gemeenskap van myners wat die myn besluit het dat die myngemeenskap van die myn se huise kan oorkoop en hulle is besig om 'n dorp te ontwikkel in die laaste ruk. 'n Wonderlike tyd natuurlik Oranjemund, so daar op die Oranje rivier reg teen die see. En toe ons klaar gewerk is, die Sondag, toe het 'n groepie van hulle gesê, hulle het toegang tot die spergebied en hulle wil graag my soontoe vat. En dit was 'n jaar terug een van die grootste geskenke om in Walker Bay te sit, wat 'n gedeelte is van die spergebied waar bitter min mense oorslaap, kon ons slaap die aand. En vroeg die volgende oggend, toe het ek en 'n vriend uitgehardloop na die kus toe, en toe het ons net gaan sit by die oseaan. En die Psalm kom toe by my op en ek het 'n video daai dag geneem en spesifiek gedink aan hierdie vers waar die Here praat oor die Leviathan wat hy gemaak het om daarin te speel. Nou wil ek jy moet gou kyk, dit is 'n video wat nou nie die beste kwaliteit is nie, maar jy sien hoe daai dag letterlik honderde robbe hulle gate uitgeniet in die golwe. So kyk gou hier saam met my net na hierdie volgende video. Dink julle gaan net weer in hom moet druk. Daar's hy. Kyk of julle sien julle hoe jol daai robbe in daai golwe. Hulle is op en af. Hulle surf. Wie van julle hou van body surf? Hulle doen dit. Jy weet, hulle is besig om te speel. Hulle is uitbundig. En as jy so gekyk het daai dag van links na regs, dan is hulle net oral gewees. En die oggend sit ons groepie toe en ons lees bidend deur Psalm 104 en ons gesels toe oor
Ons groot belydenis as gelowiges, dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En toe gesels ons oor iets wat ek dink een van die belangrikste aspekte van Christendom is, en dit is jou beeld van wie God is. Wie is God? Hoe lyk God? Baie mense het 'n verwronge beeld van God. 'n God waarvoor hulle eintlik ongelooflik bang is. Nou daar's natuurlik almag in God, soos ons bely, maar daar's iets wat as ons Psalm 104 lees, ons kan raak sien van die God wat jubel en juig en vol vreugde is. Die God wat skep en vanuit sy skepping ruimte maak vir ons wat sy skepsels is, om onsself ook te kan geniet. U maak, sê die psalmskrywer, u skepping, sodat hulle daarin kan speel. Wanneer ons deur Jesus geleer word om te bid, dan leer hy ons natuurlik om te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dit is maar 'n baie ou tydse manier, laat u naam geheilig word, om te praat oor, mag die manier hoe ek prentjies maak oor wie u is, mag dit heilsaam en goed wees. Een van my baie goeie vriende is Trevor Hudson, hy is 'n methodiste predikant, en jare terug het sy mentor, wat 'n Amerikaanse man was met die naam van Dallas Willard, agtergekom dat Trevor in sy eie geloofslewe op 'n stadium baie ernstig geraak het en somber. En toe eendag toe vra Dallas vir Trevor, Trevor, is your God glum? In Afrikaans sal ek dit so vertaal. Is jou God knorrig? En Trevor sê toe vir Dallas, maar daar's 'n swaarheid wat hy beleef, iets wat vir hom maak dat wanneer hy op daai stadium in sy belewenis van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees, nie iets beleef van die speelsheid of die avontuur of die Jesus wat gesê het, ek kom om vir julle lewe en lewe in oorvloed te gee nie. En in daai tyd was hulle twee by Port Elizabeth gewees, en Dallas Willard het jare terug in een van sy baie goeie boeke, het hy geskryf oor sy ervaring van 'n sonsopkoms by Port Elizabeth. En hoe die God wat so skepend werk, 'n God van lig en lewe is. En in sy boekie The Divine Conspiracy skryf hy die volgende aanhaling. Hy skryf hierdie, hy sê, jy kan net dit op die skerm sit, all of the good and beautiful things from which we occasionally drink tiny droplets of soul exhilarating joy, God continuously experiences in all their breadth and depth and richness. In die laaste week is ons natuurlik wêreldwyd verstom oor die ongelooflike mooi prentjies wat uit Artemis, die maanvaar groep, gestuur is. Daar's in Netwerk 24 vanoggend van die mooiste foto's wat hulle kon vat, en dis asemrowend. En Dallas sê, die God, die skepper van die hemel en die aarde, draai elke dag sy gesig na hierdie en sê dit bring vir hom vreugde, die goedheid. Nou, Saterdag en Vrydag het ons as 'n groepie wat hier vanuit julle gemeente is, wat saam gereis het ons bietjie gepraat oor die lewe van 'n disipel, 'n volgeling van Jesus. Iemand wat in die voetspore volg van Jesus wat ons geleer het, laat u naam geheilig word. En ons het op 'n stadium bietjie gepraat oor die groot opdrag, en ons het gepraat oor die groot gebod, en toe vertel ek vir hulle so bietjie van die groot uitnodiging
wat 'n teks is wat in Matteus 11 gegee word vir ons. Die groot uitnodiging van hierdie selfde God van Psalm 104. Nou, so 'n paar jaar terug het ek op 'n prentjie van Jesus afgekom, wat ek saam met hierdie teks vir julle wil wys. Die teks staan bekend as die glimlaggende, of die prentjie as die glimlaggende Jesus. En hier is hy. Dit is 'n prentjie wat 'n predikant geteken het, so 30 jaar terug, niks vermoedend vanuit sy eie lees van Matteus en spesifiek die teks wat ek nou vir julle gaan lees. En die klein prentjie wat hy geteken het nou al miljoene kopieë wêreldwyd ontketen. En ek dink een van die redes daarvoor is dat dit iets weerspieël van die God van die heelal, ons almagtige God en Vader, skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Heer. Daai Heer wat vir ons sê, en ek lees uit Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle rus sal vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Dis daai Jesus. Vroeër in Matteus 11 is daar 'n prentjie van Jesus wat met die Vader praat, waar hy die Vader uitbundig loof, dat u hierdie goed, sê Jesus, verberg het vir die slimmes en die geleerdes, en dit aan kinders bekend gemaak. Nou, ek het in 'n gemeente groot geword, daar in Fontainebleau, waar hierdie teks kom na my toe, in 'n lied baie keer gespeel is, en ek dink 'n klomp van julle het in NG Kerk ook groot geword met dit. Maar die lied, hoe dit vir my gegee is, het nie vir my 'n prentjie geskets van 'n Jesus wat vol lewe is. Die lied was so bietjie depressief. Dit het so geklink. Kom na my toe, almal. Onthou julle dit? Die persoon wat daai sing is definitief nie opgewek en lewendig, né? Dit is hierdie teks laat my baie keer dink, jy weet, as jy nou 'n familiebyeenkoms het en daar is kinders betrokke, dan is daar altyd daai familielid wat twee goeters doen. Hulle sê vir die kinders, "O, jy het so groot geword," en dan sê hulle, "Kom bietjie hier dat ek vir jou 'n drukkie gee," en dan is my kinders altyd gewees, "Weet nie wie jy is nie, ek gaan nie nou vir jou 'n drukkie kom gee." Die kom na my toe teks is definitief nie deur 'n depressiewe persoon gegee nie. Dit is die prins van die lewe, Jesus Christus, wat sê, "Haai, ek wil hê jy moet na my toe kom, ek wat die dood oorwin het, soos Gys aan die begin van hierdie diens gesê het, die ene wat die duisternis nie kon oorkom nie, die duisternis kon nie sy lewe vashou nie, die lewe is in hom, en hy sê, kom na my toe." En dit is in daai spesifieke Matteus 11 teks, waar hy dan sê, en ek lees vanuit vers 25 af, dis nou nie op die bord nie, in daardie tyd, en ek wil hê jy moet ook luister na hoe Jesus hierdie selfe Psalm 104 taal gebruik. Hy sê in daardie tyd het Jesus gesê, "Ek loof u, Vader, Here van hemel en aarde, want u het hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak. Ja, Vader, want so het u dit goedgevind." Die rede hoekom kinders vir Jesus so belangrik was ek dink iets van hulle lewenslus, iets van hulle speelsheid. Dit is iets wat Jesus natuurlik in sy bediening oor en oor gesê het. Matteus 18, as julle die koninkryk wil beerwe, kan julle dit nie doen as julle nie verander en soos kinders word. Maar party van ons het dit van Christendom en van God iets gemaak van knorrigheid.
Daar's 'n skrywer en ek het gister het Gys het vir my sy boek gegee wat ek baie lekker die inleiding van gelees het en hy gebruik ook van G.K. Chesterton se werk. Die skrywer G.K. Chesterton het in sy boek Orthodoxy jare terug het hy 'n stukkie neergeskryf wat ek dink ek gereeld aan dink. Omdat hy iets raakvat van hoe God is en die God van vreugde en vrede wat ons innooi om te speel en lag beskryf. Hy maak hierdie opmerking. Hy sê kinders hou nogal daarvan dat goeters herhaal. Hulle hou byvoorbeeld van dieselfde stories. Wie van julle moes vir julle kinders dieselfde stories oor en oor op die televisie aansit, né? Daar's nou 'n paar van julle wat julle koppe knik. En oupas en oumas weet ook dat wanneer die kinders kom, dan hou hulle daarvan om die goed waarvan hulle hou weer en weer te doen. Die Engelse woord daarvoor is monotony, om dit oor en oor te doen. En hoor gou hoe skryf G.K. Chesterton hieroor. Hy skryf en hy sê, dis die volgende aanhaling, hy sê, julle kan net dit op die bord gou sit, daar's hy. Because children have abounding vitality, and because they are in spirit fierce and free, therefore they want things repeated and unchanged. They always say, do it again, and the grown-up person does it again until he is nearly dead. For grown-up people, skryf Chesterton, are not strong enough to exult in monotony, but perhaps, sê hy, God is strong enough to exult in monotony. En dan gaan hy aan en hy sê hierdie, hy sê, julle kan net aan die volgende skyfie toe gaan, it is possible that God says every morning, en dis waar Psalm 104 gaan, do it again to the sun, and every evening, do it again to the moon. En dan sê hy, it may not be automatic necessity that makes all daisies alike. It may be that God makes every daisy separately, but has never got tired of making them. En dan hierdie sin. It may be that He, God, has the eternal appetite of infancy. En dan skryf hy, for we have sinned and grown old, and our Father is younger than we. In Afrikaans vertaal, ons het gesondig en geword soos ou ballies. En ons Vader het meer lewe en is jonger as ons. Psalm 104 is hierdie lofprysing van 'n God wat goed en mooi is. Van 'n God wat geskenke gee, wat asem gee, wat die aarde mooi maak. En deel van ons lewe as disippels is om te leer hoe om in daai skepping te speel en te lag. Nou daai woord disipel het ons Vrydag en Saterdag bietjie oor gepraat. Disipelskap is nie 'n kursus wat jy doen en dan kry jy 'n sertifikaat en dan gaan jy huis toe nie. Disipelskap is 'n identiteit wat beteken ek is 'n leerling of 'n student van hierdie mooi en goeie God wat vir my sê, kom na my toe. Wat ook sê, hey, wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet leer om my lief te hê met hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. En dit is hy wat sê, gaan dan heen en maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle geleer het en kyk, ek is met julle tot die uiteinde van die wêreld. Om 'n disipel te wees beteken ek leer om in my gewone lewe 'n leerling te wees van die God wat mooi en goed is. Nou so 'n paar jaar terug het ek en my familie, hier is nou baie jare terug, my seun wat nou teologie swat, was toe 5 jaar oud, was ons gesin by Belito, en ek tel toe 'n klein klippie op daar langs die strand, en ek gooi daai klippie in die see in, spin hom, en die klippie bond so op die water, en my seentjie draai so na my toe, en hy sê vir my, wow,
hoe doen jy dit? En ek sê toe vir hom, kom ek leer jou. En Liam word toe 'n disipel van my van klippie gooi. En ek sê toe vir hom, wel, hier's wat jy moet doen, om die klippie te laat bons op die water, moet jy 'n spesifieke klippie vat. Die klippie kan nie te rond wees nie, want dan gaan hy net in die water ingaan en onder toe gaan. So die klippie moet plat wees. Ek wys toe vir hom, die klippie moet net die regte grootte wees, dat jy hom tussen jou duim en jou wysvinger kan vasklem. Ek wys toe vir hom, hoe moet hy sy gewrig knak. Ek wys vir hom, hoe moet hy sy arm agtertoe vat en deurswaai. En Liam begin toe die disipelskap van klippiebons, daai vakansie by die see. En dit is net die hele tyd, zoep, klonk, zoep, klonk, zoep, klonk, zoep, klonk. En na so die derde dag, soos wat meeste leerlinge maar met enige ding doen, vat hy daai klippie so en hy gooi hom so, hy sê, ek is nou klaar! Jy gaan dit nooit reg kry nie. Dit het ook gebeur met fietsry en met 'n klomp ander goeters. En ek en Lolly, my vrou, praat hom toe moed in en sê vir hom, Boeta, jy kan dit doen, jy moet net aanhou probeer, maak 'n paar verstellings aan goedjies wat hy verkeerd doen, op 'n stadium het hy die klippies te rond gemaak, en toe op 'n stadium in die vakansie, stap ons so langs die see, en ek hoor net, papa, kyk! En ek draai so na hom toe, en toe is dit te laat. Hy sê vir my, ek het dit reg gekry. Nou, hy is 'n Johannesburg kind, so hy praat baie slang. Hy sê toe vir my, checkie! En hy vat die volgende klippie, en hy vat daai klippie so, en hy gooi hom so, en daai klippie gaan net so, glunk! En ek en hy staan doodstil en kyk vir mekaar vir 'n goeie 5 sekondes. En toe sê hy iets wat ek in my hele lewe nooit vergeet nie. Hy kyk my so met sy blou oogies en hy sê vir my, toe maar papa, ek leer nog. Ons is almal besig om te leer om koninkryksklippies te gooi en te speel en lag. En partymal kry ons dit nie reg nie, maar ons leer nog. Hierdie vakansie wat verby is, het hy vir my gesê, hy is nou eerste jaar op universiteit, kom ons gooi weer 'n bietjie klippies. En toe bons hy sy klippie 23 keer, en ek net 13 keer, en toe sê hy vir my, ou man, ek wil maar net vir jou sê, die leerling het die leermeester nou verbygevat. Om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dat ek my lewe inskakel by ons God en Almagtige Vader, skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus en die Heilige Gees, en dit is 'n lewenslange reis. Dit beteken natuurlik nie dat ons nie na die pyn van die wêreld ook kyk nie. En ek wil so 'n klein getuienis gee. Hierdie jaar, presies 15 jaar gelede, het ek een middag 20 kilometer gaan draf en die volgende oggend opgestaan en nie so lekker gevoel nie en gaan sit in my studeerkamer. Ek het gedink ek het my koffie te sterk aangemaak en my vrou het haar kantoorgoed by die huis vergeet en sy kom toe op my af en sy sê vir my, hoorie, jy lyk terrible, jy lyk regtig nie goed nie. En sy moes toe inderdaad werk toe, sy vat my toe na my ouers toe, my ma sê toe vir my dieselfde wat my vrou gesê het en ons is toe hospitaal toe. Ek sit toe daar op 'n stoeltjie. Julle weet mos hulle die rooi, geel en groen pasiënte. Ek lyk toe vir hulle soos 'n groen pasiënt. En na so 'n paar ure kom 'n dokter verby en sy sê vir my, "Hoekom is jy hier?" En ek sê vir haar, "Ag, ek voel so 'n bietjie papperig." En sy sê vir my, "Kom ons trek gou jou bloed." En so 'n paar minute later kom sy terug en sy sê vir my, "Meneer Smith, jy het vanoggend 'n hartaanval gehad. Jy het 'n hartaanval gehad wat jy nie geweet het jy het nie. So hulle noem dit 'n stil hartaanval of die Afrikaans daarvoor is die weduweemaker." En sy sê vir my, "Ons moet jou nou by die kardioloog kry." Ek en my vrou die vorige aand daai TV-reeks Grey's Anatomy gekyk en daar was 'n student in daai episode wat toe die kardioloog help om te kyk na die hart en toe vraggies daai volgende dag is dit toe ek.
Ek kom maar in die kardioloog se spreekkamer in, hy kry my in die teater in, hy sê vir my, hier's 'n student wat help, is dit alright? Hulle krap daar in my hart rond. Die kort en die lank is, hulle sê toe vir my, meneer Smith, jy het 20% suurstof na jou hart oor, ons kan nie 'n stent insit nie, jy moet môre oop hart chirurgie kry. Van lekker gehardloop die vorige dag, tot binne in die hospitaal. En hierso is nou 'n postfoto, want ek dink dit is belangrik om iets te sê oor ons lewe as gelowiges, beteken nie dat ons speel en lag nie ook te doen het met ons seer en ons wonde nie. Daai aand, voordat ek in die operasie ingaan, kom die kardioloog in en hy verduidelik vir my nou hoe hulle die operasie gaan doen. 'n Klomp van julle het al familielede of vriende gehad wat dit gedoen het, en hulle sê vir my, die een ding wat jy vreeslik mooi nou na moet luister, is jy gaan op 'n ventilator wees, en as jy wakker word, moet jy nie daai pyp uitruk nie. En verduidelik toe vir my gruisame stories van wat gebeur wanneer jy daai pyp uitruk. Alles het so vinnig gebeur, dat ek het nie my eie Bybel by my gehad nie, maar gelukkig, prys die Here vir die Gideons, lê daai blou Gideon Bybeltjie toe daai aand langs my bed. En op 'n stadium dink ek aan wat nou hier met my gebeur, en my hartseer, en hoe moeilik dit is. En die teks wat na my toe kom, is 'n teks in Matteus 14, waar Jesus op die water na die disippels toe loop. 'n Klomp van julle ken daai teks. En daar's 'n frase in daai teks wat my toe net aangryp. En dit is die deel waar Jesus vir sy disippels sê, hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. En daai aand bid ek en sê, Here, wees asseblief by my. En ek sê, hou moed, dit is ek, moenie bang wees nie. Vroeg die volgende oggend word ek in die operasiesaal ingevat, en die einste Trevor, wat 'n goeie vriend en mentor is, het vroegoggend in sy kar geklim om saam met my en Lolly te bid. En ons sit in die saal en hy sê vir my, hierdie is die grootste storm wat jy fisies nog ingaan. Maar ek wil net vir jou sê, daar's 'n teks wat die hele aand in my gemoed is. En dit is dat die Here in hierdie storm na jou toe loop. Die storm wat nou in jou lewe is, en die Here sê vir jou, hou moed, dit is ek, moenie bang wees. Dieselfde God van Psalm 104, wat ons ook laat speel en lag, is ook die God wat in ons donkerste, diepste hartseer by ons is. Die God wat sê, hou moed, dit is ek, moenie bang wees. Die volgende skyfie is vir skyfie van my seentjie jare terug saam met my pa, wat deur 'n baie sleg kanker oorlede is. My pa was vir meeste van sy lewe 'n agnostisie. En die paar maande net voordat hy oorlede is, het ek een Sondag na die erediens, het ek met 'n rooi stukkie wol, wat ons vir elkeen van ons gemeentelede uitgedeel het, aan my arm by hom aangekom. En my pa sê toe vir my, wat is hierdie vreemde wolletjie, wat jy aan jou arm het? En ek sê vir hom, pa, dit herinner my dat die Here is my herder. En hy sê toe vir my, sal jy asseblief daai wolletjie om my arm sit? En vir die volgende paar weke vra hy vir my gereeld, sal jy asseblief tekste saam met my lees? En die dag toe hy oorlede is, het ons saam kon bid, die Here is my herder. Want ons God is die God wat ons innooi om te speel en lag, om te sê kom, maar hy is ook die God wat ons vertroos in ons poel van trane. Elkeen van ons word ingenooi in ons doodgewone lewe om die herder van die herders, die herder van die lewe te beleef en te ontdek.
So 'n paar maande terug sit ek saam met my skoonma wat in 'n vordere stadium van dementia is. Ons het oor Desember lekker saam met haar tyd spandeer. En sy is op die oomblik op daai plek wat haar korttermyn geheue heeltemal weg is. En ons sit in die huisie en 'n vroutjie is besig om die huis skoon te maak. Haar naam is Pumla. En my skoonma praat vlot Kosa en haar Kosa is nog nie weg nie en sy sê vir my, Tom, Pumla, dit beteken rustig. Dit beteken rustig. En dan is daar so 'n paar minute stilte en dan sê sy weer vir my, Tom, Pumla beteken rustig. Dan is daar weer stilte en hierdie herhaal so 10, 15 keer. Jy kan na die volgende skyfie toe gaan. En uit die bloute uit sê sy vir my, my lewe is swaar nou. Maar weet jy wat? Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na water waar rus is, vat hy my. Al loop ek deur die dal van doodskade weer. U is by my. U stok en u staf beskerm my. En sy haal daai hele Psalm 23 aan. En sy kyk so vir my en sy sê vir my, die Here maak ons rustig. Om God te volg en veral as ons dink hier in die post-seisoen van wat dit beteken om as mense van die opstanding te leef, is ons leerlinge wat leer om hierdie mooi en goeie God te volg in ons doodgewone lewe. En partymal is dit in ons speel en lag, en ander kere is dit in ons trane en in ons huil. Nou ek wil afsluit met iets wat in ons huisgesin vir ons baie kosbaar is. Vir die van julle wat nog skool toe ry met julle kinders, wil ek sê, daai tye in die kar is een van die lekkerste tye, want soos hulle in Engels sê, het jy 'n captive audience. En ons het vir jare ons karritte gebruik om karkategismes te doen. En dan het ons sommer net gepraat oor God in ons lewe, partymal 'n psalm saam gelees, en partymal het ons 'n gedig gehad, wat ons die laaste deeltjie van opgesê. En ek wil die erediens se deel van die preek afsluit met hierdie gedig. Dit is 'n gedig deur die digter Mary Oliver, en die gedig eindig met 'n vraag, en ek wil hê jy moet baie mooi luister na die vraag. Die gedig self, dink ek, kan jy sien as 'n moderne vertelling van Psalm 104. Dit is 'n vrou wat dink oor gebed en kyk na die skepping, spesifieke sprinkaan. So luister gerus saam na die volgende gedig. Who made the world? Who made the swan and the black bear? Who made the grasshopper? This grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving her jaws back and forth instead of up and down, who is gazing around with her enormous and complicated eyes. Now she lifts her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll through the fields, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die at last and too soon? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? In die kar, as ons baie keer gery het, dan het ek vir my kinders gevra, tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Ek dink as disippels is dit, kom na hom toe, leer van hom, wees 'n persoon van liefde,
Leer wat dit beteken om saam met die Skepper te speel en lag, en ook op hom te vertrou, wanneer jy trane het en huil. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat ons in hierdie opstandingsseisoen opnuut die geskenk van die lewe kan omarm. En dankie Here, dat U die ene is wat die prins van die lewe is. Dankie vir hierdie gemeente, en vir elke gemeentelid wat as 'n disipel hier geroep is, om in hulle elke dag U te volg. Ek bid Here in daai tye, waar ons groot vreugdes beleef, dat ons sal onthou, dat dit uit U hand uitkom. Ek bid Here, as ons deur diep donkerstes gaan, dat ons sal onthou, U is ons herder, en dat U die ene is wat sê, hou moed, dit is ek, moenie bang wees. My gebed is Here, dat U ons sal help, dat ons U naam sal heilig, dat ons prentjie sal hê van U, ons goeie en mooi God, wat U geroep het, die God wat elkeen van ons innooi in U lewe in. En ons bid in hierdie opstandingsseisoen, dat U ons opnuut sal wakker maak vir U goedheid en U genade. Ons bid dit in U naam. Amen. Baie dankie Tom, dit is groot waardering. Ons gaan nou sing by lied 524, God roep ons om met woord en daad aktief vir hom te werk. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees en leiding is altyd met u.